Hallo julle, welkom by nog 'n program van Chris en Aldien se Groei Saam met pastoor Chris Boysen en Aldien Boysen. En vandag het ons vir julle actually 'n surprise, want Chris moet werk en Aldien is al met vakansie. Maar voordat ons begin, kom ons begin eers op die regte manier. Vader, baie dankie dat ons vandag hier bymekaar kan kom. Dankie dat ons weer oor die woord kan kuier. Dankie vir alles wat U vir ons leer, vir al die gawes wat U vir ons gee, al die liefde, al die genade. Al die blessings, dankie vir alles. Help ons ook om vandag iets meer te leer wat U wil hê ons moet hoor en wat ons moet leer. Dankie vir U liefde en die genade. Amen. So julle vandag het ons by ons Henry Fives wat eintlik Aldien se pa is, maar wat vandag Chris se skoonpa is in vandag se episode. So kom ons kyk wat gebeur vandag. Wat 'n lekker dag vandag. Ek gaan nou gaan koffie drink daar by die coffee shop. Want dit is mos nou lekker met vakansie. Daar is Henry Fives. Ek het hom Sondag by Chris se kerk gesien. Ek hoop hy onthou my nog, want die oom het sulke interessante stories vertel en ek hoop hy kan my vandag 'n bietjie tyd afstaan, want ons gaan nie vir Chris in die hande kry nie, hy moet ons nou nog werk. So hopelik sal die oom daarom vir my 'n paar lekker stories vertel. Kom ons kyk of hy gaan. Hallo oom Henry. Goeiemiddag Aldien. Oei, onthou my. Hi, dit is fantasties. Dit was lekker om oom te ontmoet Sondag by die kerk. Ja nee, wat mens dis die enigste ding wat 'n mens eintlik behoort te doen op 'n Sondag en so aan. Ja, kerk toe te gaan, hè? Dis reg. Chris sê altyd dis baie belangrik om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Nou ek het nie verstaan wat hy bedoel het met dit nie, maar ten minste verstaan ek nou daarom so 'n bietjie beter. Oom, ek is so bly ek sien oom, want kan ek vir hom 'n koffie koop? Ja, natuurlik. Okay, en koek? Ja, ons gaan 'n bietjie kyk daarso vir jou. Okay, dis lekker want die koek hierso lyk verskriklik lekker. Oom, ek is so bly ek sien oom, nee, want ek wil graag vir oom gevra het, hoe het oom die Here ontmoet? Dit is 'n lang storie. Jy weet, van kleins af het ek maar gereeld sonnaarskool toe gegaan, van Sabah af reg deur tot 'n matriek wat ons toe die Here aangeneem het as 'n kind van hom. En toe het ons maar so aangegaan daarso. Okay, en toe het oom, soos wat Chris al sê, by soos gemeenskap van gelowiges aangesluit en kerk toe gegaan en KJA of wat ook al hulle daai tyd genoem het? Dis reg, ja, ons het al hierdie goedes gedoen. Ek het vir my verbeel oom het nou net gesê KJV. Wil verstaan dit nou weer? Man, ons het altyd genoem kry jou vrou, maar is eintlik maar dit beteken eintlik 'n kerkjeugvereniging. Nie kry jou vrou nie. Nee, dis nogal oulik. Ek sal dit nogal 'n bietjie onthou. Sjoe. Ek wens vandag se kinders wil 'n bietjie meer na sulke tipe geleenthede toe gaan, en daar's so min van sulke geleenthede. Het oom baie mense daar by die KJV ontmoet? Ja, daar was 'n hele klomp mense. En toe eendag het ek van Marlene ontmoet, my vrou daarso. Terwyl ons besig is om pleinbal te speel, het ek gevra dat sy net na my trui moet kyk. En toe dit heeltemal geword dat ons toe meer gaan kuier het vir mekaar en die tipe dinge. Toe uiteindelik het ons gaan trou. So oom se vrou ontmoet by KJV. Ja, dis reg, ja. Grappie wat toe nou uiteindelik, hulle sê mos mens moenie net woorde spreek nie, want dit dan spreek jy mos die woorde uit om waar te word. So dit het nou waar geword daarso. Wow. En toe, wat het oom toe nou gedoen na skool en alles? Nee, ek het na die lugmag toe gegaan en want ek wou baie graag 'n vlieënier geword het. Maar dit het toe nie uitgewerk nie. En toe het ek opdrag gekry om toe by die inkomstekantoor te gaan werk. Die inkomste, soos SARS? Soos by SARS het ek gaan werk, wat al ons taksgeld vat? Wat al die belasting gedoen het en so aan. En hulle sit my toe in audit afdeling, met ander woorde, daar was nie rekenaars gewees nie. Maar ons moes die aanslaers moet die inligting op 'n vorm ingevul het en dan het ons dit deur van audit af deur gestuur Pretoria toe laat hulle
aanslag kan uitreik vir die mense en die tipe dinge. Klink nou 'n hele ingewikkelde storie. Dit is nogal ingewikkeld, maar daar was een ouetjie daar gewees wat verskriklik baie foute gemaak het. Nou ons in audit mag nie foute regmaak nie, ons moet net die foute uitwys en dit terugverwys na die persoon toe, na die aanslag toe en vir hom sê om dit reg te maak en dan maak jy dit reg, dan stuur jy dit weer terug na ons toe, dan kyk ons weer na die goedes, dan stuur ons 'n Pretoria toe as alles reg is. Okay, dit klink interessant. Ek neem aan oom hulle mag die foute regmaak nie want daar's ander repercussions obviously. Dan het jy 'n groot probleem, jy mag 'n fout miskien wat dinge wat reg is, kan jy miskien verkeerd regmaak of verkeerd maak daarso. Maar ek het te moeg geraak vir hierdie goedes en ek het toe aansoek gedoen vir 'n werk by Ford Motormaatskappy. Nou dit het toe alles goed gegaan en ek was seker na die onderhoud dat ek die werk sou gekry het. Maar eendag so in die middel van November maand, toe kom toe maak jy ou weer verskriklik baie foute. Al 25 leerders wat die D gestuur het foute gemaak. Toe neem ek die leerders af na die baas toe en sê vir hom, jong, al hierdie goed is verkeerd, met alles regmaak. Eenmaal so 'n uur later kom hy terug. Hy gooi die goed op my lesenaar neer en sê, "Daarso as jy goed is nou reggemaak. Ek hoop jy is tevrede." Ek sê, "Nee, baie dankie." Ons gaan kyk. Hy sê, "Jy sal seker tevrede wees as ons jou ontvanger van inkomste maak." Ek sê, "Nee, dankie meneer. Ek kan die werk maar hou. Ek bedank u een van die maand." Maar hy was so geskok geweest dat hy uitloop en die deur agter hom toeslaan daarso. Sure. Ek sit in bewe daarso. Maar ewenwel, die volgende dag bel Ford my, sê daai werk is nie meer beskikbaar nie. O, gats. Ek sê, "O, wêreld, 2 weke na die eind van die maand toe. Waar gaan ek nou 'n werk kry in 2 weke se tyd om dan jy weet sodat ek kan bedank een van die maand." Ja. Ewenwel ek werkte maar die 2 weke uit en toe op die 30ste November, toe bel Ford my. Toe sê sy, "Stel jy nog belang in die werk?" Sy sê, "O ja." Hy sê, "Right, jy kan 1 Januarie begin." Ja. En ek het toe Dit is 'n bietjie stresvol, né? Ek het toe dadelik my bedanking ingedien daarso. Die ontvanger self het my ingeroep en hy het nie my storie geglo dat dit die onbeskoftheid van die baas is wat my gedryf het om werk te gaan nie. Hy het gesê, "Jy gaan vir meer geld." Ek sê, "Nee, ek gaan vir die presies dieselfde salaris wat ek hier sal kry vir Wat was, as ek mag vra, wat was ons salaris? Dit was op daai stadium sou dit opgegaan het na R120 'n maand toe. R120. As ek winkel toe gaan is dit R300 minimum. Dit was die salaris wat hulle daai tyd betaal het en so aan. R120. R120. Hoe het julle oorleef? Nee, so maklik ek nog by my ma. Nee, ons was getroud. Nee, ons het daarmee uitgekom daarmee. Maar ewenwel, ek begin toe by Ford te werk in rekeninge afdeling en ek het baie kennis opgedoen daarso. Toe na tydperk toe sê vra Ford vir my, "Wil jy nie kennis opdoen? Ons wil graag hê jy moet inkomstebelasting leer want ons gaan nou motors begin uit te voer na ander lande toe en dan moet jy kennis hê van wat aangaan in daardie dinge." Okay. Ek sê, "Nee, doodreg." Ek sê, "Waar kry ek die kennis?" Hy sê, "Nee, by Unisa of enige van die plek." Ek sê, net belasting." Hy sê, "Ja, net belasting." Ek skryf toe vir Unisa, sê hulle vir my, nee, jy moet eers rekenkunde 1 doen voor jy belasting kan doen." Ek sê toe vir my vrou daarso, ek sê, "Nou maar goed, ek gaan inskryf net vir rekenkunde 1 en as ek dit deurkom, ek het net 50% nodig, dan gaan ek sal ek belasting volgende jaar doen as ek klaar." Okay. Ek skryf toe in, ek leer toe vir al wat ek werd is. En toe so Oktober maand se kan kry ons gaan ek die vraestel skryf. Daar's 5 vrae op gewees. Die eerste is 'n bankrekonsiliasie, die ander goed is 'n paar ander items daarso. Ek kyk, nee, dis maklik hierdie en ek begin skryf. En toe ek die antwoord inskryf op die antwoord daarso, toe sê stem vir my, "Jy weet natuurlik, jy het jou debiete en krediete omgeruil." Ek sê, "O, wêreld." Anyway, ek verander die goeders toe en toe ek die laaste syfer verander, toe sê die stem vir my, "Jy was natuurlik reg die eerste keer gewees." Kyk, het jy al En kom ons nou eens by vraag 1. Dis rekenkunde 1. Het jy al benoud gevoel dat jy sweet julle afloop? Dis soos water wat hier so afgeloop het, so 'n kraan wat hier onder my arms oopgedraai het, so die water die sweet gedrup.
Anyway, dis die tyd as dis die tyd wat jy maar gebed doen en sê asseblief Here help my. Hy sê alright, gaan aan met vraag 2. Ek doen toe, ek kyk hoeveel tyd nee ek het nog minstens 2 ure, ja, baie tyd oor. En anyway, ek doen toe vraag 2, 3, 4, 5, maklik klaar. Toe kyk ek na my horlosie, toe sien ek, ek het nog 'n hele 2 ure oor voordat ek die vraestel moet ingee. En ek het 'n bietjie gesit en dink daarso. En ek doen toe die antwoord presies dieselfde as wat ek het gedoen het die eerste keer. Altyd mos so, né? Ja, en ek gee toe vraestel in die dame wat die oppas nog daarso kom na my toe en sê, wil jy nie die deur kyk? Ek sê asseblief, ek het genoeg stres gehad. Nee, dankie. Ek gee dit net so in. En ek loop toe. Ewenwel ek gaan toe werk en toe die uitslae uitkom, bel my vrou my en sy sê vir my, jou uitslae van Unisa is hier. Ek vra toe sê ek deur. Sy sê vir my, jy moet maar self kom kyk. O, jene? Ek sê anyway, dit is toe 'n lang dag gewees. Ek kom uiteindelik by die huis. En ek sê vir my vrou, waar is die vraestel? Sy sê jy moet nou eers sit en dan kan ons dan 'n stukkie ding vir jou gee. Ek dink, dit is vreeslik. Iemand sê gee die ding vir my en ek kyk, ek sien dit is my naam en ek sien dit is my eksamennommer, maar die persentasie lyk nie vir my reg nie. Ek sê, wat is hier verkeerd hierso? Dis 98%. Ek het my lewe nog nooit sulke punte gekry nie. Ek het altyd met hierdie 40% gekry vir boekhou en so aan. Sy sê nee, dis reg. Dit is wat jy gekry het. Byna volpunte. Dis fantasties. Ek glo dit nie. Ek sê wel, dan volgende jaar omdat dit nou so maklik was, gaan ek nou volgende jaar rekenkunde 2 doen en dan gaan ek belasting doen. Ja. En so het ek toe aangegaan. Die tweede jaar se punte was net so fantasties geweest. Fantasties. Hoog in die 80%. En toe het ek rekenkunde 3 ook klaar gemaak en so het ek maar aangegaan daarso. Baie geluk. Nee, dankie. En maar toe eendag toe ek hier so by die huis sit, toe kom die ons predikant en die hoofoudling na my toe. Toe sê hulle ons gaan nou die skriba pos gaan ons nou in 2 verdeel. Die een is 'n skriba. Die skriba, dis wat die boeke die werk doen by die dinge, so al die aantekeninge maak en so aan. En ons het nou iemand gekry wat al daai goed gaan doen, maar nou soek ons net iemand wat die boekhouwerk gaan doen vir die kerk. Ek sê nee, doodreg, sodra jy iemand kry laat weet my. Nee, sê die ou. Ons wil hê jy moet dit doen. Ek sê vir hom asseblief, my boekhou in skool was vrot geweest. 40% as ek so baie gekry het. Nee, en vir elke rede wat hy gegee het, het ek 'n teenrede gegee. Toe sê hy vir my, "Alright, wil jy dit nie net tydelik doen tot ons iemand kry nie? En as jy enige probleme het, ek bly net om die draai en dan sal ek jou onmiddellik kom help. Binne 2 minute is ek daar." Ek sê doodreg, op daai voorwaarde tydelik en jy kom help. Ja. Okay. Alles gaan toe goed aan. En toe kom ek einde Februarie toe moet ek die balansstaat doen. Toe wil die balansstaat nie balanseer en toe sê ek 18 sent uit. 18 sent. 18 sent. Ek sou dit net afgeskryf het aan bank. Ja, wel, ek het daai tapes deurgecheck en deurgecheck. Kyk, daar was nie rekenaars gewees nie. Ek het dit als deurgekyk. Ek het daai goed deurgekyk tot ek moeg geword het. Toe bel ek vir Chris. Ek sê vir hom, luister, wil jy nie net kom kyk nie? Ek is 18 sent my proefbalans werk nie. Hy sê nee, ek is nou so besig met. Ja, ek het nie nou tyd nie. Jy kyk maar daarso, jy sal die fout kry. Ek sê ja, soveel vir jou belofte 2 maande terug, 3 maande terug. Ewenwel ek het die boeke maar so vir die ouditeur gegee met die 18 sent verskil. En toe uiteindelik die boeke teruggegee als reg gemaak en toe kyk ek wil nou gaan kyk wat die 8 sent. Toe sien ek as jy 18, 9, 18, 27, 36 en so aan uit is, dan sit 2 syfers wat omgeruil is. Vandag weet ek dit, maar daai tyd het ek dit nie geweet nie. Ewenwel, ek het toe aangegaan en ek het so baie van die kerk se werk gehou dat ek dit vir 40 jaar nog gedoen het. 40 jaar? 40 jaar toe ek nou bedank uiteindelik uit die Hoe oud is oom dan as oom dit vir 40 jaar gedoen het? Jy wil nie weet nie. Nee, maar sê maar. Ek is 83. 83. Ja, en sjoe. Maar dit is nog 'n hele storie. Maar ewenwel, toe ons gaan trou het, kon ons nie kinders kry nie. En lank gesukkel, 4, 5, 6 jaar, ek kan nie onthou nie. Maar toe sien ons die dokter, toe sê nee, wat 'n mens moet doen, jy moet
ons wat ekstra neem om te kyk presies wat verkeerd is met jou vrou se baarmoeder en al die tipe goedes. Okay. Ek sê nee, okay, ons gaan toe, doen 'n ondersoek en die resultate kom toe en die dokter sê toe, jou baarmoeder lyk verskriklik hierso. Ek glo nie as hoop vir jou om enige ooit kinders te hê nie. Maar sy vernoot sê toe nee, ons gaan nie, jy kan na 'n ginekoloog toe gaan, dan kan hy nou beter antwoorde gee. Okay. Ons gaan toe na die ginekoloog toe. Hy sê nee, ons moet 'n operasie doen hierso, dan moet alles reg te wees. Ewenwel kry die operasie en ons so klompie maande later toe is my vrou verwagtend. Baie geluk. En alles gaan goed aan. En toe die kindjie gebore is, toe gaan ons terug na die dokter toe, na hy so 'n week of wat oud is. En toe hy die baba sien, toe tel hy hom op en toe sê hierdie is 'n wonderwerk en hy stap aan na die ontvangslokaal toe. Hy sê kyk hierso, hier's 'n wonderwerk, dis 'n wonderwerk. Die ding is en toe sê my vrou nou vir hom, ja, dis 'n wonderwerk, maar ons gaan nog 'n tweede en 'n derde kind ook hê. Nee, lag jy ou nog dokter nog daarso. Ewenwel, paar jaar later ons 'n tweede kind en 'n bietjie later is 'n derde kind. En toe op die einde, na ons die derde kind gehad het, toe vra my vrou vir die ginekoloog, wat dink jy, sou ek ooit kinders gehad het? Toe sê mevrou, ek kan jou nou al sê, dit is nie moontlik dat jy enige kinders kon gehad het nie. Jou baarmoeder is so gemisvorm dat dit is net nie moontlik waar daai kinders vandaan kom nie. Hy het geen idee nie waar dit vandaan kom nie. Sure. Dit is net die werk van die Here wat dit veroorsaak het in die tipe goedes. So dis dan maar 'n pragtige storie. So julle 3 dogters en julle sou geen kinders gehad het nie. Dan sou ons geen kinders gehad het nie, ja. Gee whiz. Maar in die tussentyd toe raak Ford nou moeg en hulle wil nou, omdat daar so baie stakings is, het hulle gesê hulle is nou moeg om op Port Elizabeth te werk, want daar's so baie stakings hierso. Ons kan nie so werk nie. Ons gaan Pretoria toe. Daar's minder, die mense, die fabriekswerkers staak nie so baie daarso soos hier in Port Elizabeth nie. Ja wel, nou sit ek in 'n dilemma. Ek moet nou besluit wat ek gaan doen. Pretoria, Ford my baie graag in Pretoria gehad het, maar ons gesê nee, ons hou nie daarvan om uit Port Elizabeth weg te trek nie. Ja wel, 'n ander ou kom na my toe en sê, hier's 'n werk vir ons by die munisipaliteit. Ek sê, wat 'n werk is dit? Nee, rekenkunt betaalbaar. Al die werk wat ek gedoen het by Ford en so aan. Hy sê, gaan jy nie aansoek doen nie? Ek sê, nee man, ek is nou nog besig met my eksamen en so aan. Ek stel nie nou belang om aansoek te doen vir werk nie. Hy sê, nee man, kan ek jou nie dan as net verwysing skryf, dan kan jy 'n goeie woordjie doen vir my nie. Ek sê, nee, sekerlik, so 'n goeie woordjie doen vir jou. En die ou gaan toe vir die onderhoud en die baas vra vir hom, hy vra toe vir die baas daarso, hoeveel betaal julle? Toe sê hulle, nee, ons betaal R1200 'n maand. Hy sê, nee, dan stel ek nie belang nie, want my salaris is al klaar oor die 2000. Sure. En maar dis daar maar 'n bietjie op van R120 af, né? Ja nee, die ding is dit groot geword daarso. En hy sê, ek sien jy Henry hierso op, waarvan ken jy hom? Toe doen hy 'n goeie woordjie vir my toe sê, nee, ons werk al die laaste 22 jaar werk ons nou saam en rekening betaalbaar. En vra hulle, wat 'n soort persoon is hy? En hy doen toe 'n goeie woordjie vir my. Nee, die teenoorgestelde. Die teenoorgestelde. En die baas bel my toe sê, luister, stel nie belang in ons werk nie. Sê ek, nee, ek stel nie belang, ek is nou besig met eksamen. Januarie maand sal ek kyk. Nee, ons is meer dringend as dit. Hy sê, ek gaan vir jou vorm bring, dan moet jy hom net invul, dan kan jy hom invul. Okay. Ek sê, alright, ek vul toe die vorm in, kry die vorm by hom, vul die vorm in, vat dit terug na hom toe, gaan vir 'n onderhoud. En toe sê die baas, jy weet ons betaal net R1200 'n maand. So, wat is jou salaris? Ek sê 1800. Hoe sê die baas daar, een van die baase daar so wat in die onderhoud is, jy sal nie kan bekostig om hierdie werk te doen nie, want jou salaris daar klaar soveel. Ek sê nie, dit behoort nie 'n probleem te wees nie, my vrou werk, daar is inkomste daarso. En ek het 'n leasekar wat ek by Ford kry, wat ek ook R200-300 per voor betaal. So onmiddellik val die 1800 nou na 1500 toe as jy net dit in aanmerking neem nie. So dis net 'n klein verskil. Nee, sê jy sal dit nie kan bekostig nie.
Anyway, ons maak toe klaar, gaan na die onderhoud, ek gaan weer terug werk toe. Ek sê vir die ouetjie wat my gesê het van die onderhoud, ek sê, hier is die fotse onderhoud wat ek nog ooit gehad het, want die was so negatief gewees, een van die baase daarso. Jawel, ek gaan nou aan, gaan leer verder. Die bel vir my, Atterbos munisipaliteit my sê, baie geluk jy die werk gekry, jy kan maar begin werk in Januarie. Toe is dit weer as 'n besturing daarso. En toe het ek nou die werk begin doen daar by Vorden, by die munisipaliteit en so aan. En hoe lank het oor die munisipaliteit gewerk as ek mag vra? Tot ek afgetrek het, dit is seker omtrent 23 jaar daarso. Ek het iets gehoor van hulle het om op kontrak aangehou nog. Ek het nog 'n ekstra jaar aangewerk daar. Hulle het my weer aangestel vir nog 'n jaar daarso. Sjoe, dis ongehoord want as jy 65 is, moet jy mos nou maar klaarmaak. Ja, dis dan moet jy klaarmaak. Ja, ek dink hulle het ons afgetree op 63 as ek dit nie mis het nie. Okay. En nee, dit is 'n ander storie daarso. So ons nou al 20 jaar afgetree. Eintlik. Ja, dis ja, 20 jaar wat ek al afgetree het, ja. Nou wat doen oom dan elke dag? Die eerste 6 maande was verskriklik geweest. Jy weet nie wat om jouself te doen nie. Maandag sny jy jou gras en dan wat doen jy nou vir die res van die week? Jy trek jy bosse uit daar trek, maar dit is verskriklik lank tydperke. Toe uiteindelik is die rekenaar daarso en toe ek maar elke middag op die rekenaar gewerk. Toe dit nou begin na 6 maande het dit nou begin beter. Dit het om nou begin 'n rotine kry. 'n bietjie meer rotine kry en die tipe goedes. Okay. Ja. En wat se werk het oom se vrou gedoen? Sy was in onderwys gewees en die laaste paar jaar was sy by Kaapstad gewees skool waar sy fantastiese werk gedoen het met daardie kinders wat so Wat 'n skool is Kaapstad? Dit is 'n skool wat kinders het wat probleme het, miskien nie ordentlik, miskien nie reg praat nie of miskien een of ander fout of serebraal kinders en al sulke tipe dinge kinders wat serebraal verlam is of wat leerprobleme het. Ja. Okay. Want ek sê toe vra jong, Kaapstad, ek weet nie of dit die regte ding is om te doen nie want daardie kinders is kinders wat sukkel in die tipe dinge. Nee, sy gaan probeer. Anyway, sy gaan toe na die skool toe, die skoolhoof sê toe vra, luister, gaan eens na daai klaskamer toe, kyk of jy van die werk hou. En binne 5 minute het sy 'n kind gekry wat sommer dadelik begin 'n wiskunde doen het of lees het en so aan. Toe sê dit is my werk en so was sy ook daar vir omtrent seker 20 jaar wat sy ook daarmee besig was. 5 jaar. 25 jaar wat sy daarmee 25 jaar wat sy daar die werk gedoen het. Ek het gehoor, ek het actually by Chris gehoor sy was baie goed met wiskunde vir die kindertjies. Dis reg, ja. Sy het die kinders so goed geleer dat as die kinders nou daarvan na 'n gewone skool toe gaan, van stand 1 af en so aan, dan kom hulle by 'n ander skool uit, dan is hierdie kind een van die beste kinders wat vir die hoogste punte raak kry vir daai wiskunde en so. Sjoe, dit is amazing. Ja. Sarma, regtig, dit is eintlik werk wat in 'n mate 'n ondankbare werk is, maar wat mens soveel tevredenheid en sulke goede van afkry. Ja. Iets wat regtig vir jou weet nie wat die woord nou is nie, maar wat jou vervul. Ja. Is regtig 'n vervullende werk. Ja. Jy kry fantastiese resultate daarso en so aan. Sy het die een storie vertel daarso van die kind wat ook verskriklik gesukkel het met somme. Maar eendag is sy pen toe opgedroog, maar die onderwysers is nie in klas nie. En sy gaan toe, die kind loop toe na die skoolhoof toe waar die kinders is en sy loop toe daarso in. Hy sê, juffrou, ek soek 'n potlood asseblief, my potlood of my pen werk nie meer nie. Juffrou sê, jong, ons is nou besig, hy so gaan terug klaskamer. Hy sê, juffrou, maar ek wil skryf, ek soek dit nou. Hy sê, man, 'n pen kos 10 sent en so aan. Hier is jou pen. Loop dit gaan maar net aan. Hou maar die 10 sent. Jawel, hy kind sê toe vra, nee juffrou. 'n Roomys kos nie net 10 sent nie, dit kos 15 sent. Jy skuld my nog 5 sent daarso. Wel, hy kon sy wiskunde doen. Nee, en dis ouetjie wat vreeslik gesukkel het met somme. Ag, my moeder. Shame. Ek hoor julle actually Chris se vrou, julle oudste dogter, ek hoor sy was net so oulik met haar sommetjies en haar Bybelname en al sulke goede. Ja, ek het
toe die rekenaars nou uitgekom het ons ook enetjie gekoop en ek het daartoe op toe leer ek nou self 'n bietjie programmering en so aan. Toe het ek vir haar gesê, kyk, as jy hierdie program, jy kan nie sommer doen as jy dit wil doen, dan verander jy net hierdie syfer en daai syfer, dan kan jy baie groter getalle kry dan vir jou suster, moet jy dit net weer terugbring tot by 10 en so aan. Okay. En so het dit baie goed gewerk en sy het so belang gestel in hierdie werk dat sy later self rekenaarkursusse gedoen het en al die tipe dinge. Dit is amazing. Ek het actually gehoor dat toe sy klein was, toe Chris het my nogal dit vertel, dat toe sy klein was en haar ma vra vir somme vir haar en haar sussie, sy sê, as ek nou 4 lekkers het en ek gee vir jou en jou sussie elkeen gelyke hoeveel het julle? En dan sê sy 2, en as ek 6 het, en dan is dit 3, en as ek 8 het, is dit 4. En haar ma is so trots op haar, en sy sê toe, okay nee, nou kan jy maar verder gaan speel. En sy sê, okay mamma, maar waar's my lekkers? Ja, ek beloof het, ja, die dinge het gebeur, ja. Nee, sy het van kleins af al was sy geregte, sy het geweet wat sy wil hê en wat ook al, shame. Nee, daar's baie sulke goedjies, jy weet wat nou se lewe is. Mens kan nie nou aan alles dink eintlik nie, maar nee, die lewe is fantasties, net hy het ons baie goed behandel. En ons kan nie kla nie, jy weet. So oral het die Here my eintlik gehelp en so aan. Dit is darm 'n fantastiese getuienis, nê, dat die Here mens oral behoed en bewaar en beskerm en die feit dat hy vir julle 3 kinders gegee het en julle sou geen kinders gehad het nie. Ja, selfs nog toe die munisipaliteit ook, ek kan nog die verhaal vertel daarso. Toe het ek 'n redelike posisie gehad, maar toe gaan die opsiener, die supervisor, gaan besluit toe om oorsee te gaan en toe val die posisie oop. En ek sê, payroll, ag nee, asseblief, ek het genoeg stres gehad met payroll, daar's soveel mense, 4000, 6000 mense, wat jy al hulle probleme na moet luister en so, en ek gaan nie aansoek doen nie. Maar een van die baase kom te my en sê, jong, ek sien jy nog nie aansoek gedoen nie, wil jy nie aansoek doen nie? Ek sê, nee, ek wil nie payroll weer gaan werk nie, ek het genoeg stres gehad daarso. Nee, sê vir my man, vul die vorm in. Ek vul toe die vorm in, en ek kry toe die werk as supervisor vir payroll eenheid. En dink ek, joh, dit is fantasties, maar al die probleme wat jy het moet in daai afdeling. Die spot ek nog gesê, as ek wanneer ek eendag aan die ander kant kom, gaan ek my vra, asseblief moet my net nie in payroll sit nie, enige posisie, maar net nie in payroll. Om nou genoeg gehad van payroll. Ja. En moes jy die mense cash betaal het, of het almal bankrekeninge gehad? Nee, almal het bankrekening gehad by die laaste tyd. Daar's nog 'n storie ook daarso. Nee, almal het bankrekening gehad, maar by die ding is, maar toe ek by Fort gewerk het, almal Vrydagmiddag het hulle salarisse gekry, die loonwerkers en so aan. En maar dan het ons in die fabriek ingegaan en vir al daai mense dan hulle geld gegee wat hulle gekry het. Kontant gegee, ja. En kontant opgemaak in koevertjies vir hulle elke dag, elke week en so aan. So almal het oom geken? Ja, almal het my geken. Jy kan nou nie almal onthou, jy onthou natuurlik so 'n paar mense. En maar die ander mense wat jy eintlik onthou is die ouens wat jy probleme gee en so aan. Maar verder ken almal jou, jy kan onthou. Baie keer in die straat dan loop ek, sê, hallo Henry, hoe gaan dit? Wie is daai ou? Dan kan ek nie onthou nie. toe voor nou klaar maak, daarso, en op die laaste dag, toe ons nou by die hek kom, toe vra die sekuriteitsouens vir my, wat is jou regte naam? Ons jou altyd as Fivers geken, maar Fivers? Hoekom Fivers? Soos die 5 pond noot wat jy gekry het, dit is die Fivers gewees. En toe sê ek, nee, dit is my regte naam. Dit is nie agter die geldstuk al genoem nie, maar dit is my werklik en dan Fivers. Gee whiz. Maar nou die dag is dit vir meer op ligte lyn. Toe loop iemand my raak in die winkel. Toe sê, is jy nie Henry Fivers nie? Ek sê, wag, ek gou op my ID kyk om seker te maak. Toe sê, nee, dit is ek. Dit is ook ou wat ek weer saam gewerk het. Jy weet dit is jy. Ja. Gee whiz. Ja. En nog, wat kan my oom my nog vertel? Toe ons gaan trou het,
wou ons 'n plek gehad het om nie om te huur nie, maar om te gaan koop en so aan. Hoe lank is hulle nou al getroud? 58 jaar. 58 jaar. Ja. En ewenwel die uitbreiding van Lorraine of Goldwater eintlik het toe net begin. En ek gaan toe om 'n lening te kry, 'n huis te kry. Die ou sê vir my die huis is nou R6000. Plus die plot is R600. So min vir 'n huis. So min gewees vir 'n huis daai tyd. Sjoe, mense ek het in daai tyd geleef. En my salaris was R142 'n maand gewees. Die ou sê vir my, sorry, ons kan jou nie lening gee nie. Jou salaris is 142, dit moet R148 wees. R6 kort om 'n lening te kry. Ek sê vir die ou, luister man, jy wil nie, jy sê ek kan nie R28 'n maand bekostig om die lening terug te betaal nie, maar as ek moet gaan hier gaan dit R40-50 'n maand wees. Nee, ek kan jou nie help nie. Ek sê maar, ek het nog by Ford gewerk, ek sê maar ek is nie op die maksimum van die skaal nie, ek gaan 'n verhoging kry aan die einde van die jaar so dit. En hy sê hy bring my 'n brief. Ek kry toe 'n brief van Ford af, gee hom vir hulle en op daai ding het ons 'n lening gekry. Sure. Om dan hier in te trek in die huis. So weer eens het Vader vir julle gesorg daarso met iets wat eintlik nie sou gebeur het nie. Dit sou eintlik nie gebeur het nie. Dit sou afgegaan het, jy weet. En nee, dit is 'n hele storie gewees daarso. So, en blyk hulle nog steeds in dieselfde huis. Ons het nog steeds daar een keer ingetrek gesê ek trek een keer nie weer nie. As ek nou weer trek, moet dit voete eerste wees. Voete eerste? Wat bedoel oom daarmee? Nee, as ek doodgaan en so aan, dan moet hulle my uitneem hierso. Nee, ons huis is nog dieselfde, maar ons het baie aangebou daarso. Dit is nou omtrent 4 keer groter as wat hy gewees het. Oorspronklik daarso. Het oom hulle 'n swembad? Ons het 'n swembad daarso. Ek like swem. Kan ek kom swem by julle? Enige tyd. Ek het by die see groot geword in Newmood eintlik. Okay. En ek het daar geleer swem by MacArthur swembad toe hulle hom begin bou het. Maar voor hy gebou gewees het ons in Newmood geswem en daar was so 'n poel water daar gewees wat ons aangegaan het. En ek het omdat ek nie kon swem nie, maar ek het net ingeloop en toe is dit op so soort van 'n trappie wat daar is. En ek sak toe in hierdie trappie wag en toe probeer ek uitkom en ek weet nie om uit te kom nie. Ek is amper verdrink daarso. Gelukkig het iemand sy hand uitgesteek en my uitgetrek uit die water uit daarso. Sure. Maar toe hulle MacArthur swembad begin bou het, toe het ek nou vinnig geleer swem daarso. En ek het toe 'n kursus ook gedoen in lewensredding waarvan ek die bronsmedalje ook gekry het daarso. Sure. En een van die dinge wat ek nog altyd van hierdie lewensredder onthou het wat die ou vir my gesê het, is Engels gepraat en hy het vir my gesê, whoever you see in distress, see in him a fellow man. En die ding het by my gebly. Met ander woorde, as iemand iets nodig het, jy dan help jy hom daarso. Dis baie mooi woorde, né? Dis eintlik 'n pragtige ding om te onthou. Ja, nee, ek onthou dit nog al die jare van en dit is nou hoeveel jaar wat ek nou al dit daar gehad het en so aan. Yes, like ja, mense lewe. Ja, dit moet seker meer as 60 jaar terug wees. Maar ek het nou al uitgevind, jy help iemand vandag, maar môre help iemand jou ook. Want ek weet toe ons byvoorbeeld 'n Bloemfontein toe was, het hy net na die motorgediens is, het hy probleme gegee, maar ons het nie agtergekom nie. Maar toe halfpad Bloemfontein toe, of voor ons by Bloemfontein, die vorige dorpie daarso, stop ek by die garage, ek sê jong, ek het hierdie probleem met die kar. Weet julle nie wat hier so? Hy sê, nee, dit is jou radkas wat probleme gee daarso. Ek sê, ek vra toe vir hom, sal ek aan Bloemfontein kom? Hy sê, dalk nie, maar daar's toe iemand anders daarso. En hy sê toe vir my, as die kar breek tot waar ons by die dorpie kom, dan sal ons jou nou tou daarso verder tot so ver so ek kan gaan. Okay. En ons is so 10 km uit daai dorpie uit. Toe gaan staan die kar daarso met ons. Ai, Janne. En daar sit ons nou en wag vir die man wat ons nou het julle nie gebel met julle selfone nie? Daar was nie sulke goed gewees nie. Daar was geen selfone gewees nie. Nie selfone nie? Niks van daai aard nie. Hoe het julle survive? Dit was nog moeilik geweest. Net gewone telkomlyne. Maar ewenwel, en toe ons nou so sit, toe gaan die kar by my verby teen 'n spoed. En ek sê, maar is dit nie die ou wat gesê het hy gaan stop hier vir ons om vir ons verder te tou nie?
Maar toe hy so op die bult opry, toe sien ek net sy stopligte kom aan, toe besef die man, en hy draai om en hy kom tou ons verder tot by sy huis. Dis nice. En hy was so gaaf, hy wil gehad het dat ons sommer moes gebly het daar vir die nag en so aan. Toe sê ek, nee, my swaar, hy sal ons verder kom vat. Okay. En toe kon ons kom deur sy telefoon, en hy het ons toe kom tou verder. Maar terwyl hy ons getou het ek my liggie aan die binnekant van die motor afgeskit, want ons het gegaan het 120, 130, 140 km/h. Sjoe. So vinnig het hy getou het. Ons het by karre verbygegaan terwyl hy ons getou het. Jy kon nie glo hoe hy ons getou het nie. Yes, like it. En toe haar broer ons nou kom optel, en ten minste nou verder vat met die dinges, toe tou ons in so 40 km/h, en dit is dan nie meer dieselfde nie. En dis 'n ewigheid wat ons gevat het om op Bloemfontein te gekom het. Julle het seker gehoop die ander ou tou julle al die pad tot by Bloemfontein. Dit sou nice gewees het. Dit sou baie beter gewees het. Julle sou sommer vinnig daar gewees het. Ja. Shame. Anyway. Ja, ek het toe maar my kar ingeruil daar en 'n nuwe kar gekoop in Bloemfontein. Dan het julle nie by Fort gewerk. Toe met dieselfde kar weer teruggery nie. Nee ja. Ag, hoe lekker is dit? Ja, nee, dis die outomatiese transmissie. Daar's iets wat die ou wat die diens gedoen het, iets verkeerd gedoen het daarson. Wat se motor was dit gewees? Dit was 'n Cortina outomaties, was dit? Ek dink so. Okay. Maar ja wel. Nee, dit is maar die storie daarso. Ja, dit is nogal interessant. Maar dis waar wat oom sê, nee, as 'n mens iemand help, dan kom ander mense en hulle help jou sommer uit hulle eie uit vir geen rede of vir wat ook al nie. Dis reg, ja. En Chris het my juist gesê oom is altyd so as iemand bel, dan staan oom sommer nou op en gaan help hulle. Ja nee, as ek kan help dan help ek graag, jy weet. Dit is of soos nou die dag ook by 'n petrol ten minste by 'n garage gestop daarso. Toe sê 'n vrou haar kar wil nie start en so en ek sê maar die mechanic is nie hier nie, maar ek kan jou gou help daarso. En toe het ek gou die drade uitgehaal en sy het haar kar aan die gang gekry daarso en toe sien hy verder gery. So 'n klein gebaar wat 'n mens doen, maar daai ou voel gelukkig en jy het nie probleme, môre help iemand anders se jou weer vir. Ja, dit is die waarheid, né? Ek bedoel, dit is hoekom ons ook maar hier op orde is om almal maar mekaar te help. Nie om op mekaar neer te kyk en te dink ag, ek gaan jou nie help, dit is lekker as jy sukkel, ek floreer en jy sukkel nie. Ja. Nee, daar's baie dinge. Ek kan nie nou aan alles dink nie, maar daar's baie dinge wat gebeur het in my lewe wat net onmoontlik was om te gebeur het. En waar die Here wat die Here net ingegryp het daarso, jy weet wat jy net gesê het. Dit is net nie moontlik nie, maar dit het gebeur. Ja. Maar nou ja. Ek het miskien ons het hier by ons kerk ook so 'n plek van waar ons elke maand by mekaar kom, die ouer mense wat nou nie meer werk en so nie. Okay, wag net gou. So oom was in KJV, kry jou vrou, waar oom se vrou gekry het. En nou behoort oom aan die ou mensklub ook. Dis korrek, ja. So die hele tyd in ons lewe het oom basies aan die kerk behoort aan sulke tipe clubs of groepe of wat ook al. Dis reg, ja. So ek sê is nou iets wat hulle hier by ons het wat meer vir die ou mense is. Een keer 'n maand kom ons by mekaar en dan gee hulle ook 'n ete na die tyd. Dis lekker. Kan ek ook so intoe kom? Jy's welkom. Ek gaan 'n bietjie jonk wees, maar anyway. Okay. Maar nee, jare terug het ek onthou wat ons ook so 'n konsert gehou en toe is die opvoering daar gewees van 'n vrou wat 'n droom gehad het die nag. En sy het gesê ek het gedroom die Here gaan vir my kom kuier môreoggend. En sy het vroeg opgestaan, aangetrek, reggemaak. Hy's aan die kant gekry, toe klop iemand aan die deur. Dit moet die Here wees. Toe sê die bedelaar wat daar so staan, het jy net 'n snytjie brood vir my nie? Sê man, loop weg, ek soek die iemand, ek verwag 'n baie belangrike gas hierso. En die man loop toe weg. En so 2 ure later, is weer 'n klop aan die deur. Maak weer oop. Toe sit weer iemand, het jy net 'n bietjie water vir my nie? Sy sê vir man, loop asseblief, ek wag vir iemand baie belangrik. En so is daar nog 2 of 3 mense wat gekom het daarso. En die aand sit sy en sy lees weer haar Bybel. En sy lees 'n stukkie daarso van of sy droom gehad. En die droom was dit was 'n dingesversie gewees wat sy in die Bybel gelees het.
sê sy vir die Here, maar Here het gesê, jy gaan kom kuier vir my vandag, maar jy het nooit opgedaag nie. Toe sê stem vra, ek was daar gewees, ek het 'n stukkie brood gevra, en toe het jy dit nie vir my gegee nie. Ek het 'n bietjie water gevra en jy het dit nie vir my gegee nie. En so was ek met 4 mense daar gewees, en jy het nie vir my gesond nie, soos daar in die Bybelversie ook staan daarso. Ek was honger en jy het my iets gegee om te eet, ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Sure. En toe die vrou so sleg gevoel dat sy die Here basies afgestoot het daarso, dat sy aan die hel gegaan het en haar lewe weer vir die Here gegee. Ja, dit is darmal 'n wonderlike storie, né? Dit is fantasties gewees. Nee, maar die ouens het baie idees gehad in die wat daar ook was en so aan. Okay. Deur die jare. En wat doen julle nog by hierdie ou mensklub? Nee, baie keer is dit nou ligte speletjies wat 'n mens het, soos bingo of een van daai tipe dinge wat ons speletjies kry. Nou as jy nou die wenner is, dan kry jy miskien 'n sjokoladetjie of so iets. Okay. Baie keer het ons ook iemand van buitekant af, ons het 'n keer 'n dokter of 2 gehad wat baie vrae beantwoord het daar wat die mense gegee het en so aan. Oor vir pyne en sulke goed. Vir pyne, vir al sulke tipe dinge, ja. Dis darmal nice van die kerk dat hulle mense help met sulke goede en wys wat se tipe oefeninge mens moet doen en alles. En dan ook, ons het ook gehad van mense wat 'n bietjie vir jou leer om ligte oefeninge te doen, om vinnig op te staan, te sit, op te staan, te sit en so aan, dat jou bene bietjie kan sterker word. Okay. En armoefeninge laat jou arms nou en die spiere ook begin beweeg. Dan sou ook uitstappies wat hulle ook gereël het vir die oues van daar. Ons het byvoorbeeld 1 jaar na Hakerwil toe gegaan. Hakerwil, was dit? Dit is op pad Kaap toe, dis daar naby Mosselbaai. Okay. En ons het daarso en dan het jy almal ou mense wat in hierdie bus sit daarso hulle hulle het alles vir jou en dan het jy 'n lekker slaapplek daar gehad, 3 etes 'n dag en al so aan. Sure. En toe het ons Kangergrotte toe gegaan, ons het na krokodilplase toe gegaan. En die choo-choo trein het ons gery ook daarso en al sulke tipe dinge. Sien, dit klink lekker. O, dis fantasties. Ek kan nie glo mense as ou mense is nog steeds betrokke by die kerk nie, né? Mense dog is kinderkrans, dit is oor en verby, maar dit is nie. Nee, daar is nog sulke organisasies in die kerke en so aan wat ook vir die ou mense sorg ook daarso. Nee, dit is baie interessant en so aan. Ook ons kry ook baie keer die geleentheid dat we 1 keer 'n jaar met miskien betaal die kerk vir ons, dan gaan ons miskien vir ontbyt, ons groep hier ou mense. Okay. En dan miskien so 2, 3, 4 maande later gaan ons miskien vir 'n middagete waar die kerk ook die meeste van die geld daarso. Dit is fantasties. Ja, hulle is goed, hulle sorg vir die ouer mense ook en so. Okay, dit is darmal baie nice. En vir mense wat arm is, gee die kerkpakkies. Ja, hulle het weer 'n klomp kerspakkies opgemaak het vir kinders en so aan. Ek weet ons het dan ook 'n broodjie projek by 2 skole wat hulle 1 keer 'n maand vir 'n week lank toebroodjies voorsien vir die skool. Dan sou ook ander organisasies wat die ander 2, 3 weke in die week ook gee. Okay. Dis skole soos Dr. Verlieu en Piet Retief wat ons kerk ook. 'n bietjie armer mense bly. Dis reg, ja. Dis darmal baie nice dat mense laat die kerk nog so sorg vir ander kinders en vir al sulke goede. En dan is daar ook dat ons ook vir MTR, dis 'n kinderhuis hierso ook vir arm kinders en so aan. Wat ons kerk ook een huisie daar so het wat ons vir daardie gesin wat daarso bly of daai kinders wat daarso bly dat ons ook nodige fondse voorsien vir hulle en so aan. Dis darmal amazing. Mens dink eintlik as jy klaar met kinderkrans, as jy klaar met soort van met die kerk en dan as mens sien as die kinders klaar met skool dan meeste van hulle gaan nie weer terug kerk toe nie. Ja. Maar tog is daar mense wat vir die res van hulle lewe deel is van die kerk en aan elke organisasie behoort wat by hulle ouderdomsgroepe pas en alles. Ja, dan is dit dan ook ons doen ook baie sendingwerk. Ons het een gesin byvoorbeeld wat se kind in Rusland is wat ons ook donasies voorgee en dan het ons ook in die Transkei het ons ook fondse daarso wat ons ook vir daardie predikant, dis 'n swart leraar daarso, ook vir daardie gemeente ook help. Okay. Dit is darmal baie nice. Oom, as ek nou
by oom hulle kom swem, want oom het ons nog gesê is reg dat ek daar kom swem, nê? Kan ek met oom en die tannie dan weer gesels asseblief? Ek is seker daar's nog baie stories om te vertel. Ja nee, dit is okay. Klink oom nou nie so asof oom nou lus is dat ek ook kom swem nie, want klink amper soos Chris. Want as ek vir hom iets vra, dan huiwer hy altyd om ja te sê. Is dit okay oom as ek dit doen? Dit is een van orde. Ek het 'n lewensredding badge laas. As ek dit drink. Ek kom uit dan daar, so dit moet nie 'n probleem te wees nie. Okay, maar kan ek my hondjie saambring? Jy kan jou hondjie saambring want hy moet net versigtig wees daarso dat hy nie in die water val nie. Nee, dis okay, ek hou daarvan om te swem. Nee. Sy kan nie swem nie. Ek sal haar weghou van die water af. Ek wil haar maar net saambring want sy is maar net oulik. Shame, oom, baie dankie vir oom se tyd. Dit was nou baie lekker om vandag bietjie met oom te gesels. Ek dink Chris sal baie bly wees dat ek die uur wat ek vandag aan hom sou spandeer het eerder met iemand anders spandeer het, want ek dink hy sal 'n bietjie moeg vir al my baie vrae, want soos oom nou gehoor het, ek hou aan met dieselfde vrae oor en oor. So ek waardeer dit opreg. Nee, dis een van die nee, is 'n groot plesier gewees. Okay, dan gaan ek oom ek sal oom hier is my telefoonnommer, né? Dan gee ek oom my telefoonnommer en dan kan oom my 'n WhatsApp stuur wanneer oom voel dit is reg dat ek daar kom swem. 082 92 49 458. So ek sal dit regtig waardeer as ek al by oom hulle kan kom swem. Dan gaan ek lekker met oom en die tannie albei gesels. Ek sal koekies saambring. Jy doen reg. Ons sal kyk. Nie al weet maar net wanneer jy wil kom en so aan. Dit is groot plesier vir ons. Baie dankie oom. Ek waardeer dit regtig opreg. Daar sy vriende, nog 'n episode. Dit is nog geluister het bietjie anders as normaalweg, maar ons hoop julle het dit geniet. Ek gaan gou vir ons. Ek herinner julle net weer voor ek afsluit met gebed aan Pastoor Chris Boysen se nommer is 083 232 2442 en ek het al my nommer gesê, maar as julle dit dalk nie geskry het nie, dis 082 92 49 458. En laat weet ons gerus as julle oor enige onderwerpe wil hê waar ons moet gesels en alles. En ons vra ook vir julle asseblief om na ons YouTube kanaal te gaan by JCR Ministration en dit ook te like en te subscribe. Want daar is pragtige preke en mooi boodskappe wat daar uitgesaai word. En soos ek verstaan, gaan daar vir gelofte dag gaan daar 'n paar mooi boodskappies bygesit word op die YouTube kanaal. So join asseblief ons YouTube kanaal en kom ons sluit af. Vader, baie dankie vir nog 'n episode wat ons kon gedoen het hier uit ons program, waar ons bietjie meer kon geleer het van iemand se lewe en hoe goed hy vir daardie persoon en daardie gesin was. Vader, it's absolute amazing en dit is regtig wonderlik om te hoor hoe u kinders van u versorg en na hulle kyk en hulle omsien. Dankie Vader dat ons weet dat u altyd naby is, net 'n gedagte weg. Nie eers ver nie, u is nader aan ons klere as die klere aan ons lyf. Dankie dat u so goed is vir ons so liefhet en seën ons ook deur hierdie week wat voorlê. Om die naam van U alleen. Amen. Dis julle, totsiens.